Wat gaat hier in? Uber, Uber is besig om 'n ride. Hi guys, welcome to Kalaku Stories. Ek sien nou, Uber is besig om 'n ride te. Wat wil Uber vir my stuur? Jy moet actually uitgaan vandag. Kom ons moet jou weer op. Kyk en dan is dit net enige Uber nie, dis Uber Black because I have different ones. Uber Black, Uber XL, Uber weet nie wat nie. En dis nou supposedly nou die Op elite die maar Uber. die Ubers. Ah, Maar die Uber lyk nog wat dieselfde. Die prys is net meer. oh my word. Ek sal nie weet van Uber nie because why? Ek wil die plaas. Hier nie bos het ons die Uber nie. Hier as ons Uber die skaap. Op wie se Ja. reg gaan jy vandag ry die skaap op die bees? Ons ken nie van Uber die plaas nie. Ek het ook maar hier kom leer van Uber. Nou, ek het nou seker 2, 3 keer, maar ek is so bang vir Uber. Jy sien so baie dinge wat gebeur. Ja, nee, mens moet besef dat is a woman alone. Do you remember what happened that time when you went to South Africa and I booked you a airport transfer? Do you Oh, remember? yes, toe daai ou agterna. Oh nou, ek het jou vertel, jy moes vir hulle gebel of ge-email. Yes, I did. I contacted them and they said that person who turned up, they had nothing to do, with no affiliation with their company. But I was like, I would never, ever, ever use that company ever again because of that. That's dangerous. Like, yeah. Ja, What wat did die ou you het my naam en alles geken man. Alles en by my do? ouma se huis, so nou jy by ek was by my ouma. Toe trek hy daar Yeah. en hy sê hy wil net kom uit van 'n ek het so geskrik wat nonetheless. We just wag laat ek maar ek wil net vir almal 'n geseënde Paasfees. Is dit Paasfees, no? Paasfees, yes. A blessed Easter. I want to wish everyone a blessed Easter. So ek weet ons is 'n bietjie laat, but rather late than never. And I hope you had an amazing time with your family. It was a long weekend. Ek hoor die kinders is nou weer volgende week op vakansie. I said, hoe Ja. crazy. Nee, ek is bly my kinders gaan Woensdag ter skool toe. Ek kan nie wag nie vir peace and quiet want I'm telling you soos die kinders kan eet. I feel like as they feel dat hulle terug aan skool toe, I cannot deal with it. But so Shanti gesê, julle happy Easter, ek hoop julle het 'n baie nice, amazing, geseënde Easter naweek gehad. En die van julle wat in die Easter celebrate, ek hoop ook julle het 'n baie nice naweek gehad. Um Ja, in Skotland is dit 'n bietjie anders. Ek weet nie as anders Easter is baie anders hierso as by die huis. You know? By die huis het ons almal weet wat ons doen en wat ons eet. Hierso is hele ander saak. Hier eet my mense nie picklefishy. Ek moet maar net picklefish vir myself maak, you know? En dan maar vir hulle ander porsies maak because picklefish is nie 'n ding nie. You know, hulle ken nie dit nie. But ek moet sê my picklefish was baie nice. Wat van jou, Chantal? Hoe was Oh jou? ja, nee, I had my cousin was here, my friend. Ek het 4, dit is nou 4 of 5 stukkies maar snoek gekry. Ek wil, nie was te lui gewees om te gaan. Kyk, daar is mos hy mans, daai ouens wat vis verkoop langs die pad man. Toe gaan ek na Ja, een fishery store hier naby ons en hulle toe snoek verkoop. Toe kry ek maar nou so last minute. Ek was nie van plan pickelfish te maak nie. My broer sal vir my gegee het, maar toe sê my niggie, okay, sy wil na my toe kom. Toe dink ek, okay, ek ja, gaan nou 'n bietjie 'n stukkie pickelfish maak vir ons want hy sê mos nou net vir my 'n stukkie gestuur. Nonetheless, dis lekker het gekom. As you were saying about traditions and pickelfish en Jesus Merel, ek weet nie hoe was dit by jou wat jy opgegroei het, maar my ouma was 'n die-hard Easter weekend. Kyk hier, ons het begin vis eet van Vrydag, Saterdag, Sondag, Maandag. Kyk hier, sy pickelfish nog nie klaar is nie. Jy moet weet, né? En is nie net ding, is dit nie, kyk hier, een keer, ek sê, mami, die pickle, ek kan nie pickelfish so vroegoggend eet nie. My ouma sê, moenie worry nie, daar's brood en daar's fish-spys. As dit alles te doen het met vis. As was vis, yes. dit was viskoekies, dit was pickelfish, dit was, joh, tot vis uit jou oor het gekom het, but those were the days. Girl, I'm telling en julle nou nie in die Kaap het julle soos
snoek, nê, en ek weet nie wat die ander vis hulle daar gebruik nie, maar my ma het geglo aan hierdie visie, die rooi vis. Julle kan toe ek op hoërskool was nie, dan laat my ma my loop. Ek moes loop gaan soek vir hierdie rooi vis. En dan sê ek altyd, mamma, nee man, hier's 'n oompie. Hy was 'n oom wat altyd met sy bakkie gery het elke Woensdag, nê. Dan kom hy met sy bakkie voor en skree almal, lekker, lekker paard, vis. Hulle die kinders so agter die bakkie aan en hulle skree lekker lekker paars pas want die oom gooi vir hulle sweeties. Sê ek vir mamma ons kan ons by die oompie koop. My ma het geweier om by Taiwan vis te koop. Mamma sê hy vis is al heel dag agter op hy bakkie, ek wil dit hê nie. Dan moet ek loop en gaan soek tot ek daai rooi visie kry en ek kom nie huis sonder hy rooi visie nie. En dan sê ek vir ons sê jou naweek. Kyk jy as dit Dinsdag na Easter Monday die Dinsdag, as daar nog pickelfish oor was en jy het geëet, kyk jy as daar nog eiwe en sous was, het jy eiwe en sous op die brood gesit en jy het net so geëet, het maak nie saak nie. Hy was nou, but do you know what? Ek voel dat dit net die mense kwaad geraak. Hey, jyne, mens nie lus vir visie man, want dit al jou naweek vis. En nou wanneer ek daaraan dink, ek lag, maar dink ek, wow, dat was so 'n amazing tradition, nee. Van hier waar ek nou bly, my kinders eet die pickelfishie, my man like die pickelfishie, en hier in hierdie land is daar nie sulke traditions nie. Behalwe like, okay, kom ons gaan doen 'n Easter egg hunt met die kinders en die kinders, you know, die Easter bunny bring vir hulle klomp eiers en hulle moet soek vir die eiers en whatever. But there's none of that, man. Ons het almal saam kerk toe gegaan en you know what I mean? En die Sondagskool is altyd betrokke geraak by alles in die kerk en alles was oor Easter. And you know what? I think we understood the meaning of Easter. We knew why we were celebrating Easter. It wasn't about the Easter bunny and the Easter eggs and all of that. You know what I mean? Ek weet nou nie hoe was hy by julle daar in die Kaap? Yeah, nee. You know what? To tell you the truth, I never realized that we had so many traditions as colored people until I moved abroad, you know, because obviously it was all so normal, you know. Yeah. En ek, soos in Amerika for example, en ek gaan weer sê, ek moet altyd vir mense remind, Amerika is groot. Elke Yeah. state is soos 'n land op sy eie. So as ek nou praat van waar ek gebly het, dan meen dit te sê as hulle dit in 'n ander plek doen, dan you know what I'm saying. So Yeah. hulle doen baie, hulle is baie met die Easter bunny storie. Yes. Hulle het Good Friday, they don't have soos ons het mos nou Easter Monday, né? Yeah. Wat hulle het nou hulle Good Friday wat hulle kerk toe gaan en wat hulle doen, hulle glo vas aan die Easter bunny storie man. So hulle maak Yes. manchies, nou, hulle verkoop dit ewens by die winkels al klaar hierdie meidel. Hulle is baie hulle is hulle glo vas aan klomp gifts. Ek weet nie as jy al gel gesien het, miskien op TikTok of op social media, Ja. as jy sien hulle Kersbome is high to the, you know, to the is gepak met gifts. Dit is net so daar. Hulle is hy seasonal decorators, hulle huise word gedecorate vir Thanksgiving, vir Halloween, vir Christmas, vir Easter, you know, that's alles decorations. Dan het hulle die Easter munchie wat miskien nou 'n Easter bunny in het en dan 'n toy vir die kind en som van hulle maak sal nou soos different goedes insit, depending van die kinders se age, klere, skoene en depending mos nou ook nou hoe hulle sakke is. Som Ja. you know, is amper soos Kersfees. As 'n Yes. giving story, die kinders raak gewoonte aan dit. En so ek was nie baie, you know, it was all something new to me as well. Ja. Baie hulle tradisie. Ek dink dis hoekom my kinders so gou hier kan inpas. Is even though hulle in ander lande groot geword het hulle met my groot geword. So ek het baie van ons, you know, maak ons dit vir ons soorte kosse. Ek het maar wag, laat ek gou iets sê. Nou rig op my TikTok en so try was nou different goed wat hy nog nie geëet het nie. Of wat hy Ja. miskien geëet het toe hy klein was en hy kan nou nie nou nie. Toe die Ja. een vrou gekom het en gesê ja, ek verstaan haar punt. Sy sê ek het nie vir hom gewoon gemaak aan ons kosse nie, nou is die kind vassie en hy's 'n picky eater en daai. Is dit hy nie? No, I Is dit disagree. hy nie? Julle moet onthou die kinders, hulle is in ander lande, so hulle wil daai kosse van daai lande ook
experience en eet experience. en so dit is nie dat hulle And then, ek ken baie Suid-Afrikaanse kinders en groot mense wat is ons kos wil eet. Hoeveel mense eet die picklefishie? Hoeveel mense yeah, ja, soos Merel wat van baie dinge sou sy eet die afvalie. Weet julle dit? As 'n yeah, niks it likes the afval. nou It looks, but koningskos. yes, die ding is die nie, is maklik vir mense om te sê, oh, jy het jou kind ge-expose genoeg aan hierdie goed nie, nê? Ek weet hoe probeer ek my kinders expose aan ons kosse en ons tradisies en goed wat ons doen. Soos braai. Ons braai heeltemal anders as die mense in Skotland. Hierdie mense eet van hulle braai af. By my is dit ons gaan braai soos by die huis bou en ons gaan almal sit en ons gaan saam eet. Niemand gaan hier by my van die braai af staan en eet nie. So daar's baie goed wat jy doen, but no matter how much you try, the kids are exposed to the culture of the country that they're living in, and then they adapt and they learn, and their friends are from that country. Soos byvoorbeeld soos Rileykie en William gaan na die skool toe en hulle kinders is by skool en hulle gaan uit saam met hulle vriende en hulle doen goed by die vriende se huise. So they will be 90% of the time they will be exposed to the culture of that country that they are living in. En maak nie saak hoe ons probeer nie. They will lean towards the other culture because they are more exposed to that. You know what I'm saying? Ek weet nie of ek sin maak nie. Nee, ek verstaan vir jou, skat. Ek verstaan vir jou. Wat maak jy daar? What's cooking? I am gaan ook raas maak, want ek het die daai dingetje wat jy met die people die grinder ja, nou ek moet hom in my hand grind die. Nee, fyn. Ek is besig om sommer vir hulle ek maak nie vanaand vir hulle meatballs met spaghetti. Nee, dis die wat ek vanaand vir hulle gemaak. Maar I don't have my sauce. Normally het ek 'n lekker tomato en basil sauce. Doe ek nou sommer basil opgekap, fresh basil opgekap. En dan gaan ek nog die tin tomato insit want ek het nie genoeg vars tomaties nie. Tin tomato, fried onion, garlic, and then mushrooms. And then I'm going to chuck all of that in, and also I get salt, peppers, and my spices, and I'm going to a bietjie van die lady garlic ingooi. Ag nie garlic man, die chopped chilies. There's an extra bietjie van 'n kick. That's what I'm going to put in. Wat maak jy? What are you thinking? Nee, kyk, I'm back home. So, gister toe gaan ek Woolies toe. Toe Woolies is sale aan 2 hoenders vir 170. Toe het ek gister daai gekoop, want ek het my naggie gaan ek het mos gesê ek het 'n lekker gevoel die heel weekend in my oë. Jo, ek het gedink weet jy wat gaan aan met my oë, ek het allergic, maar is nou way beter. So, vir gaan net terugkom. Maar ek gaan probeer 'n appointment maak by die dokter. Maar ek het net een hoender gister gebruik want ek het lasagne ook gemaak. En hulle gaan met daai leftovers eet wat ek maak vir my. Ek kan nou nie veel wys van ek gebruik mos nou die laptop. Ek het 'n viskoppie in die pan. Ja. Ek het salmon gekoop, 'n hele salmon. Here, laat ek dit vertel. Ek het gegaan wat se plek se naam? Food Lovers toe, né? Ja. Dus ek koop my vis daar by hulle. En ek staan toe daar, ek vra vir die hele hake en 'n hele salmon. Maar nou ek sê vir die man, sny, hy vra toe vir my, vul dit. Ek sê ja, maar ek het die skin aan, maar ek wil al die afkat soekie, die kop en alles te. Ja. Okay, hy sê usually vra die mense nie vir die kop en daai nie. Ek sê maar ek wil my. Nou sê ek vir hom, "Uncle, ek gaan terugkom. My kind staan hier, sê Rafa staan toe daar. Ek sê my kind staan hier. Ek gaan terugkom, ek gaan so lank my res van my krou. So hy is op besig met die vis. Dan vat hy die vis ons op by Uncle Merel. Ek kom terug, die kind loop uit klaar die ding is die vis uit die trolley in. Ek sê, "Where's ja, kyk my oë vang so maar dat daar. Ek sê, "Where's the fish heads?" Kyk hier, Merel. Kyk, dit lyk vir my ek het blind.
Sy gaan maar kyk vir skop, hulle moet hom Ek sê, insit. where's the fish heads? Ek staan toe. Hy sê, oh, mom, the lady. Oh, I said, no, thank you. Ek sê, maar jy het nie gehoor. Maar hy het nie gehoor. Ek het en jy weet, as ek skel, ne, ek kan nie onthou waar ek is nie. As kon dit uit. Maar my kinders weet al, man, hulle sê gewaar meer van my nie. Ek sê, maar jy het nie gehoor. Ek sê vir hy oom, dat hy met die viskop en die stuk. Maar ek sê, maar hy oom kan op ons dink. Ek het dan klaar vir hom gesê. Hy doen so, Ja. wacht die waar vra weer vir jou. Wat wil jy die viskoppe hê? Maar anyway, toe gaan ek weer die volgende week, toe gaan koop ek nou nog 'n dinges, maar toe staan ek daar en wag vir my viskop. So I have a lonely viskop hier. With the offcuts, die gratetjies wat hulle so afsny langs die sides wat hulle weggooi. Oh no girl. It's here in the pan met 'n green peppertjie wat verlore gewees het, 'n eifie, 'n aartappel, 'n chili en die pepperkorns wat ek nou vir jou gesê gesmash. 'n bietjie soutjies en 'n eif mos nou. En toe het ek 'n stukkie sweet potato wat in die fridge gewees het, die helfte afgesny het vir nou die dag. Toe sit ek vir hom ook nou daarin. So nee, ek Lekker. kom dinges ja. Ek kan nie Sy gaan al die goed vir my moet maak wanneer ek kom kuier. nee, die eerste ding wat ek vir jou gaan maak is 'n tamatie afvalpot. But I'm not telling you what it is. Because Ja, moenie vir my you won't know. Of Ja, 'n lekker curry, ja. 'n lekker curry met butterbeans afvalpotjie. Ja, solank ek nie kan weet nie, ek wil dit nie ryk nie en ek wil dit nie kan proe because here's a thing. Here's a thing. Mama het mos die ding gehad. Kykie, mama slag sommer die bees net daar by die huis. My maak er 'n speelie. Weet jy, mama slag die bees net daar, nou is die bees klaar geslag. Nou moet jy nog wat vuur maak buite, né? Nou moet jy die eisters vat. Nou moet die beeskop of die skaapkop, né? Whatever animal it was, nou moet ons met die eisters al die hare op die kop afbrand. You know, en hy reuk, sit vas aan jou vir daai, ek gevoel ek reuk soos hy afvalkop, né? Nou hang, nou moet ek die ding so skoon maak, en dan word dit, nee Chantal, ek kan nie, as die hele, ek kan nie, so please, if you make afval, asseblief maak het, maar ek moet nie weet nie, ek sal het net eet, sê maar vir my agterna. Kykie, wat wil ek wil vir dit sê, in Angola het hulle 'n dish wat hulle maak, né? En hulle maak dit met die bloed van die hoende. Hulle koop die hele hoende. Kykie, wag man, hulle koop die hele hoende langs die pad, né? En dan ontvuur hulle en doen mos nou alles nou. Nou, ek het mos nog nooit gesien, jy maak, want ons koop mos die hoende klaar. Ja, klaar gesê. Anyway, toe het hulle oumatjie was besig, nie hulle ouma nie, die mens, die vrou wat daar was, so die hoende, daai veer uit, maar sy kap toe die hoende se nek. Ek het nie geweet as jy hoende se nek afkap, hy loop die hoende nog altyd nie. Ek het so meer, moenie lag nie. Waar is die vegans gaan ons uitskel? Kyk hier, hy shame, ek het so groot geskrik, maar anyway, om vir jou te sê, daar's 'n dish wat hulle maak, hulle noem dit cabidela, en hulle maak dit met die bloed van die hoende, maar hulle gooi die bloed wat hulle maak dit met hy, ek het nog nooit geëet nie, but ja, so, so dat, my man, as wat my man van my, wat ek vir hom sê, was nou, hy vra my so wat vir kosse wat ek like, ek sê, I love me some FL, hy vra my is FL, ek sê vir hom, ek wil mos nou nie sê trap en trotte sê, want dan gaan die man mos nou, hy sê, what is that? Toe het hy gevra vir een van sy kollegas, want hy werk mos met 'n klomp Afrikaners. Toe het hulle vir hom hy sê vir my, babe, ek gaan nie sê wat hy sê nie, nou, hy sê om my skof, hy sê, you're eating the track. Ek sê, hey, daai is koningskos, en jy sal nie weet van swaar kry nie. Maar ek moet die oxtail, staan. nee, hy sê die oxtail, maar nog te Pieter van my, the less for you, the more for me, so ek is min geworried teen 'n middel. Jy kan afval maak because ek kan vir jou nou sê, my man, ek wil vra vir seconds and thirds. Nou, hoe jou besties is, En gaan vir hom, yes, nie, gaan vir hom 'n extra seafood boek op die plein, want ons moet terugkom by jou af, because hy gaan al die kos eet.
I loved it. I loved it. Hy so een ding van hom, I love Ava, maar weet jy wat? Sy pa nou van die Angolas en die hoende, né? Kom ek vertel jou nou die storie dat mamma Ek weet nie, ek praat nie sleg van hulle nie, nou mense, hy is ook my mense. It's one country that julle sal weer hoor in future episodes, ek sal elaborate hierop. Miskien sal ons Yes. into that dinges gaan. But aside van my omstandighede of die omstandigheid at the moment, I absolutely love the people there. I love the people, I Yeah, love the culture, yes. I love the country, I love the food. En ek maak nog altyd vir my kinders because hulle is van daar. So ek maak vir hulle, ek is vir hulle. So hulle ken hulle Suid-Afrikaanse kos en hulle ken hulle Angola. ja, en ek maak vir hulle Portugese dishes ook soos Ja. wat ons mos en soms maak ek vir hulle certain Brazilian dishes. Alles wat in hulle kultuur is, maak ek vir hulle. Ja. Nee, dat is amazing. Maar wat ek wil vertel is, mama het moes vir my eendag die storie vertel wat sy gedoen het. My ma was am stil. Kyk, die mama sê daar, een van haar vriende, en die auntie bly nog steeds in onze straat, nie? Sy mama was stukke besties, tot die dag wat mama gesterf het, nie? Toe het die auntie, toe hulle nou op skool was, sy en mama het gestry, man. Maar, lyk my nou oor 'n boyfriend of ietsie nie. Maar nou toe sien mama mos nou kyk die auntie se pa. Hy tel elke aand sy hoenders. Nie elke aand gaan die oom in die hok en hy tel sy hoenders. En as hierdie een hen wat hy so hoor mal wat kykie, en vat die oom sê mamma sê en vat hy sê hennetjie so aan streel hy waar so wat hy praat met sy hen want sy was om favorite. Kyk die mama dan, you know what? Sy het was lekker met my, sy wil my boyfriend afry. Kom ek wys jou wat doen ek met jou. Toe gaan mama die dag, mama gaan nie skool toe nie, mama skam is daar siek. Toe gaan vang mama in die hok die oom surprise possession en mama slag vir hoender. Moenie lieg nie. Mama slag die hoender, mama kook en sy het hom op vere afgehaal, skoon gemaak. Kyk die mama het daai hoender gekook en lekker geëet. Mama sê Meryl, ek het man, as mama die storie wat het my pap gelaat sê, ek my dag geëet en nou en toe wat doen ek? Toe hou ek nog vir haar 'n hoenderboutjie. Toe sy trek hom van skool af, mama sê nie vergewe jou wat jy iets om te eet. Ja, hierso. Toe eet sy nou, mama gee vir haar mos nou die hoenderboutjie. En die eet lekker. Nee, kyk, die aand die oom gaan so waar sy hoender. Toe sy hoender weg, die oom wil weet wat het gebeur met sy prized possession want sy sê daar nie. Niemand weet nie. Kyk, die mama gaan sê vir die oom, nee my oom, Anna, sê die hoender geslagen. Ja, die oom wys waar sy die vere begrawe. Hy het dit pak gekry, daai aan. Dis wat my ma was bygestel. Nee, sy was bygestel en sy het nou praat van Angola se hoender. Ja, Ek het nou aan dit laat dink. Die hoender sê daar, hy julle. Anyway, lekker memories, nee, lekker om oor te lag. Maar weet jy, is nice. En jy maak vir jou kinders Portuguese food ook, nee? Ja, ek gou hierse. Asseblief moet net die viskoppie verbrand nie. Ek gaan so lekker eet. Ek gaan nie eens kan kos maak nie. Because why? Die kos gaan gemaak wees deur jou. Net so, joh, ek dan Jy kan nog nooit dat 'n mens gaan hier sit en slaafie. Hier is allerhande take-outs en ek moet mos nou myself prepare vir daai lekker kos. Ek het klaar vir my man gesê ook, jy gaan vir hom lekker kook. ek is besig om my boentjies te soak. Die is black eyed peas. Het gebruik jy die? Nee, ek het nog nooit met dit gekook nie. Nee, ek kook ja, Rafa soak dit in die Wat water. doen jy met dit? Hy gemaak vir hom 'n salad man. Oh, Hy kook die. Van ek kon nie die blikkies kry nie. En dan vat hy tune en is ook al die Portugese eet ook die. nice. My friend said the other day, she said, "Oh, I thought your podcast would be like you sitting down with a microphone." I said, "Yeah, we would have loved to have something like that. But we are in different countries, so Yes. Yeah. it's not And going to so that is not going to work for us
whilst we are separated. But when we do come together, that's when we will have it and we will sit together and we'll do it that way. Um, but for now, this is how we have to do it. And I think it can work. I think it can definitely work for us. And just Um, bear with us because mm, this is very new. I julle ek in die middel sit mede-ane, is dit nou mede-ane my Afrikaans vir uur op die foon, hy praat ons, but this is very it's different, it's weird because I'm sitting looking at a camera, not at a camera, but at myself on a laptop. So just bear with us. It's gonna get better. It's gonna get more interesting, and yeah. hope that you And stay. our Yeah. next topic is going to be about why we decided to keep our South African citizenship. It's going to be a very interesting topic for us to talk about, and it's going to maybe show people or teach them a little bit more about us, and how we Yeah. think and feel about certain aspects, about living abroad in our countries, etc. Um, but it is this for both of us. This is a whole learning process. We're going to learn, and we are trying to make it interactive and trying to make it and incorporate this into our lives as opposed to just sitting in one space and talking about it, because that's a traditional way of doing a podcast, right? You both people sit in the same room and you talk and you go through your topics and whatever. This is different because, like you said, we are in different countries, but the thing is, we are incorporating this into our own lives because we do have busy lives and children and husbands and jobs and all sorts of other things that we are doing. So we want to incorporate this, but we want, and for me, it's like welcoming everybody into our homes, Yes. Yeah. come into our house Yeah. and join us and learn with us as we go through this process, you Yeah. know? But yeah. Anyway, so that I'm excited. I'm excited to talk about our next topic. Ek kan nog nie vir ek wil vanmiddag my piskop gewys het man. Ja, oh my arme. We can see. Wait. Just keep up. Ek wil net oeg, kykie. Dis my favorite, né? My favorite pad is hy oeg. Hy Ooh, die sy Give me ons so some uit. eyes. Sy maak my so belas. Ek het al die dinge se. Ja, Merel, ons moet nou afsit né because I need to. Sy op viskoppie gaan geniet. Ek sal met mense hulle pasta vir hulle gee. Hi, en Chantal, ek het nie kos gemaak, maar ek het die pasta gekook. Kykie. Is daar nie pasta? Nee, meisie. Jy kan maar gelos het. Wat is die ander oog? Is dit net een oog? Wat het jy nie op? Is dit net een oog? As man kyk daar, die oog moet daar uitgeval het, daar iewers stap binne in. Nee, ek gaan hy oog soek because hy's aan die lekker oor nie. Hy is die lekkerste deel. Die tande is so lekker. Kyk hoe lyk dit, ek kan hom ek loos, like ek kan hom kyk daar en hy van waar is die oog? Ek wil sien waar is die oog, Janne? You know, let me tell before we go, when I was living in the US, and especially die tyd en ek weet jy vir jou voel dit dieselfde, but it's these Easter, Christmas, all of these times that we were supposed to spend with family where we felt we were the most emotional. And Yes. for me, when I was in the US, right in the beginning, and even afterwards, there was one Yeah. lady that not just helping with my cooking, of course, but also that just carried me through. I would put on my iPad or my laptop, and I would put Auntie Fatima Saido on the laptop. And Yeah. most days, because I watched her so many times, I already knew the recipe. But she was so welcoming. It was like she was in the kitchen with me. Yeah. She'd say, Yeah. oh, yummy in my tummy. And hello, Yes. everybody. Sometimes my kids would walk past. Ek dink hulle ek is op die phone met iemand of ek praat saam met iemand. Yeah. Dan staan en ek luister net vir haar. So I just want to pay my respect and my love and homage to that amazing woman, Fatima Said, that's no longer with us, but she will forever be an icon and a hero
to so many of us. And I know that she made a lot of South Africans, not just at home, but abroad, lives so much easier. En ons het ons manne bly hou ja. So thank you, Auntie Fatima. And you know what? I want to touch on something briefly though. It's like what you were saying, Christmas, Easter, these are the days that you feel you miss home the most, right? And I have to say, this weekend in particular, I have felt extremely sad. And Yeah. I know I've not been feeling well, I've been sick, I had the flu, but it's just like, I don't know what it was. I can't put my finger on it, but I felt extremely sad. And I just don't know why. And then now that you said that, it's once again that realization that it's a weekend. Like Easter weekend is such a big event for us in our culture because we all go to church and and yeah, I don't have that. Yeah. And so I feel like I think the sadness comes from the fact that I know I'm missing out. I'm missing out on that and not being amongst my people and being able to celebrate Easter with my people who understand why we eat the pickle fish and Yes. why we go to church and all of that. And I think that's where the sadness for me has come in. And yeah, so like you said, Auntie Fatima, it was allemaal ons Ja, nee. huwelike. En ek weet, daai curry en daai roti is die Fatima wat jy jou man bly hou het. So thank you, die Fatima. Meryl, voor jy gaan, ek wil net vir jou sê, I found the eye. I found the eye, the other eye. Yes. Thank you. I hope you guys tune in and stay with us. And soos ek gesê het, this is just the beginning. Ons weet nie wat ons doen nie, but we here. So yeah. We'll see you at the next one. Thank you for joining us, and thank you every single one of you who have subscribed and followed us on TikTok. We appreciate you, and we will comment as often as we can and reply to as many of you as we can on the TikTok and in the comment section. But remember to send us an email at coloredgoosediaries@gmail.com if you have any questions or any topics you'd like us to discuss. Yeah, yeah, please don't forget to send us emails and send us in. But yeah, bye.